Goeiemôre almal, Woensdagoggend. Vandag is dit die 19de Augustus, dis die jaar 2026, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gelder. Vanoggend wil ek vir jou die vraag vra: hoe staan ons verhouding met God? Nou in Openbaring Openbaring 2 en 3. Ek gaan so 'n paar verse met ons deel. Sê die Here aan die gemeentes, hoe voel hy oor hulle? Is ons ook in so 'n verhouding met die Here? Is ons in right standing met die Here, of is die Here ongelukkig met ons en ons werke? Of is hy tevrede met ons? Maar kom ons hoor wat sê die woord van die Here. Die eerste brief is aan die gemeente van Asië, en ek lees Openbaring 2 vers 4, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan, waarvandaan jy uitgeval het, bekeer jou, en doen die eerste werke, anders kom ek gou na jou toe, en ek sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. So die Here is baie erg oor bekering, ons moet ons bekeer. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. Die tweede brief is natuurlik aan die gemeente van Smyrna, en kyk hoe staan hulle. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Hy wat oorwin, die tweede dood, sal hy geen skade ly nie. Die derde brief is aan Pergamus. Kom ons kyk of ons met hulle vergelyk. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy mense het wat vashou aan die leer van Bileam, wat Balak geleer het, om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werk, naamlik om afgodesoffers te eet en te horeer. Die Here is baie lief vir Israel, en ons moet lief wees vir Israel, en ons moet bid vir hulle beskerming en hulle vrede. Bekeer jou, anders sal ek gou na jou toe kom, en ek sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborge manna, en ek sal hom gee 'n wit eersteen, en op hierdie steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Halleluja. Die vierde brief aan Thyatira. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en om my diensknegte te verlei en te horeer en afgodsoffers te eet. Nou, ons moet versigtig wees wat ons na luister, waarna ons kyk, sodat ons nie verkeerde goeders leer nie. Die woord van God is ons enigste riglyn. Kom ons wyk nie daarvan af nie. En die Here sê ook hier, ek sal jou mag gee oor al die nasies, en ek sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos erwegoed word hulle verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het, en ek sal hom die môrester gee. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes gee. Die vyfde brief, dis aan Sardes. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. So, weer eens, bekeer jou en maak seker dat die werke van God volkome is voor hom. Wie oorwin sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Hoe belangrik is dit dat die Here jou ken en dat jy in ere voor hom staan. Ons kyk na die 6de brief aan Philadelphia. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van die beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou. Hou vas aan wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Wie oorwin? Ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem wat uit die hemel van my God neerdal, en my nuwe naam. En die 7de brief, die laaste brief aan Laodicea. Ons kyk wat sê die Here daar. Ek raai jou aan, kom koop goud en silwer wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere dat jy kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. En salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop.
As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin sal ek gee, om saam met my te sit op my troon soos ek oorwin het en saam met my Vader op sy troon te gaan sit. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, vanoggend kom ons naak en beklaanswaardig voor U en sê, Here, help ons. Here, kom reinig ons, Here, kom wys vir ons wie ons is in U. Here, sodat ons kan bekeer, sodat ons kan belydenis doen van ons sonde en sê, Here, ek het nog fout hier. Here, kom was my skoon, witter dan sneeu. Here, kom help my, sodat ek in right standing met U kan wees. Here, ons wil U dien met alles in ons, Here, met ons hele wese. Wil ons U dien, Here, ons bring U al die lof en al die eer en die aanbidding. Seën ieder en elkeen in hierdie dag, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen.